Dan begin ons vanoggend met ons nuwe reeks, Jona, nie Job nie. Ek het ook al daai fout gemaak. Het is belangrik om onderskeid te tref. Job, as Job nog in die vis se maag ook beland het, was daar groot moeilikheid. So, kom ons spaar Job die vis. Okay. Dis Jona se storie. Job het genoeg probleme van sy eie gehad. Is interessant hoeveel vergelykings daar is tussen Jona en Jesus. En Jona is 'n storie van iemand wat net nie wil luister nie. Maar tog gebruik God hom. En tog is hy gehoorsaam en hy is ook nie happy om gehoorsaam te wees nie. Hierdie is 'n ongelooflike boek en ons leer verskriklik baie van wie God is in die boek Jona. Nou Jona is een van die klein profete en die rede hoekom hierdie persoon saam met my op die verhoog is vanoggend, is hierdie is Dr. Johan Serfontein. En Johan het 'n boek geskryf oor profetiese leierskap. Hy is 'n leraar by AGS Waterkloof en hy het 'n klomp studie gaan doen oor hoe God die klein profete gebruik het om leierskap te bring vir die volk Israel. En hoe het hulle profetiese gawe gewerk? Ek en Stefan het nou die dag met mekaar gepraat, toe sê ons, al die profees en teoloë by wie ons geleer het, is nie meer daar nie. En ek en hy het nogal gewonder, wie is daar? Wie is die volgende generasie van teoloë om jong pastore en predikante op te lei in Suid-Afrika? En Johannes een van daardie persone. Hulle het so pas 'n nuwe teologiese kwalifikasie vir die AGS geregistreer, 'n nuwe instansie geregistreer, en Johannes een van die groot drywers agter dit. Regtig een van die beste teoloë wat ons het, en spesifiek ook rondom die Ou Testament. So, toe ek en Jan en Stefan die preekreekse vir die jaar bepaal het ons besluit, daar's niemand beter as om hierdie reeks vir ons te open as Johan nie. Die goeie nuus is, hy het ook vanoggend sy boek saamgebring, so sy boek sal na afloop van die diens te koop wees, hier aan my linkerkant, hier buite by die koffiestasies. Ek sal dit regtig sterk aanbeveel. Net 'n verantwoordelike stuk teologie oor hoe ons kan kyk na profetiese leierskap. So ek wil jou aanmoedig vanoggend, as jy lus is om meer te leer oor hoe God jou kan gebruik met 'n profetiese leierskapsgawe, is hierdie die boek vir jou. So Johan, baie welkom. Dis vir ons 'n groot voorreg om jou hier te hê. Kan ek net noem dat Johan het hierdie week 'n 10 kilometer probeer hardloop saam met sy kinders en hy het hulle probeer wen. En dis hoekom hy in krikke is. So laat dit 'n les wees vir almal van julle wat bo 50 is. Kom ons sê vir hom welkom. Goeiemôre almal. So ek is getroud vir 34 jaar met Anet, een vrou, en sy is by die gemeente vanoggend, want sy is eintlik die hoofpastoor van die gemeente, ek is maar net 'n naam daarso, so sy bestuur dinge daar vir ons. Ons het 2 kinders, my oudste seun is Noan, en hy het so 2-3 weke terug getrou, en Ella, my skoondogter is vanoggend hier saam, sy ry my rond en dra my goed vir my. En dan my ander dogter is Nanet, sy is 26, sy is verloof, sy trou ook hierdie jaar. So die rede hoekom ek boekies smous is om vir die troues te betaal. Asseblief. So, ek dink julle sal met my saamstem, daar's min dinge wat so eerlik, kom ek sê, so brutaal eerlik is, soos 'n spieël. Veral na Desember vakansie, as jy gou kleertjies vir die werk wil gaan koop, van die 36 broek, sit net, die waspoeier het om laat krimp. En dan kom jy mos so daar by daai plekkies in, dan sal ons nou spieëls reg rondom jou. En dan trek jy nou uit, jy het gedink die tan van die vakansie gaan jou vlei, toe vlei jy jou nie, want die beligting is ook so swak daar binne, nee. Of eintlik so goed daar binne. There's nowhere to hide. My vrou het ook daarna verwys eenslag dat dit nie lekker is nie. Toe sê ek vir my skat, maar 'n spieël laat jou lyk soos jy is. Sy het vir 'n week nie met my gepraat nie.
Maar weet julle wat, die Bybel word soms ook na verwys as 'n spieël, wat ons onsself in spieël, wat ons onsself na kyk. Daar's refleksies. Baie keer as ek vir studente leer hoe om hermeneutiek, dis Bybelinterpretasie te doen, dan sê ek vir hulle, daar's 4 rame. Die eerste raam is, die teks is 'n vensterraam. Jy kyk deur die teks na die wêreld agter die teks, om te verstaan wat was die geskiedenis, wat het daar gebeur. Ek sê maar 'n teks is ook 'n skilderyraam. Daar's hierdie nuances en mooi woorde in Grieks en Hebreëus en allegorie en goeie wat jy kan uit die teks uithaal. So dis soos 'n pragtige skildery wat jy na kyk. So hy het ook 'n skilderyraam, maar 'n teks het ook 'n spieëlraam. Want wanneer jy 'n teks lees en wanneer ons met die Bybel interaksie het, dan skyn hy terug na ons toe en ons leer goed. Daar's refleksies soos 'n spieël wat na ons toe kom en dan vir wat dit werd is die 4de raam is 'n deurraam. Die teks nooi jou om deur te stap na 'n nuwe lewe toe, na 'n ander manier van doen, net so terloops. Maar wat is die refleksies in die boek Jona? Want ek dink ons kyk dit soms mis, want as ons aan Jona dink, dan begin ons dadelik, vir al die van ons wat bietjie analities is, maar wat se vis was dit? Weet ons fokus meer op die vis as enigiets anders, en kan 'n mens regtig vir 3 dae in 'n vis se maag leef? En dan ook, weet, hoe kan 'n komkommerplant in 'n dag so groot groei dat hy skade weer maak? En hoe kan 'n klein wurmpie so verskriklike groot aptyt hê dat hy die hele komkommerplant opeet? En ons hak by dit vas en ons mis die refleksies wat in die boek is. Wat wil hierdie boek vir ons sê? Wat is die storie wat na ons toe kom? Wat 'n spieël is, maar wat ook 'n deur is, wat jou nooi, wat sê, kyk, evalueer jouself, en hier's 'n deur, hier's 'n uitnodiging, stap deur hierdie deur na 'n ander tipe lewe toe. En ek wil hê ons moet vanoggend daarna kyk. Vir my is die refleksie wat uit die boek Jona uitkom, die volgende. Dis 'n genadige God, wat 'n boodskap het vir heidene. Wat's heidene? Kom ons noem hulle kerkloos en kerklos mense. Dis 'n genadige God wat hierdie boodskap van liefde vir hulle het, maar dan aan die ander kant het jy hierdie boodskapper wat onwillig is en vaskop en nie die boodskap wil bring nie. Klink dit vir jou bekend? Ons leef in 'n wêreld waar daar 'n genadige God is, wat 'n boodskap het vir jou buurman, wat 'n boodskap het vir jou werkskollega, wat 'n boodskap het vir jou familie, vriende, die mense wat God in jou lewe gebring het, maar ons het baie keer hierdie huiwerigheid, hierdie onwilligheid om die boodskap te bring. Ons voel nie waardig nie, ons voel bang, ons voel skrikkerig. Hierdie gemeente, Reinsig, is 'n gemeente wat die Here hier gesit het as ligdraers. Maar baie keer kies ons om nie daai lig te dra nie. En in daai opsig deel ons baie goed met die boek Jona. En die boek Jona gaan jou nooi om te sê, gaan 'n bietjie oorboord. Gaan 'n bietjie oorboord soos wat God oorboord gegaan het met sy liefde. Nou, wie was Jona? Jona was die seun van iemand met die naam van Amittai. Nou, interessant, jy lees nie net van Jona in die boek Jona nie, jy lees ook van hom in 2 Konings, waar hy sê, dit was in die ooreenstemming met wat die Here God van Israel gesê het, deur sy dienaar Jona, seun van Amittai. So hy is iemand wat profeseë gebring het, en dit het waar geword. Ons lees daarvan in Konings. En dan lees ons presies dieselfde eerste versie van Jona 1 vers 1, wat sê, en die woord van die Here het na Jona, seun van Amittai gekom. Nou, net iets baie interessant. Alle profetiese literatuur het nogal hierin gemeen. Ons praat in Hebreëus van davar Yahweh. Davar is die Hebreëse woord vir woord. Yahweh is God of die Here. En dan kry jy hierdie frase gereeld. En die woord van die Here het tot Jona gekom, en die woord van die Here het tot Jeremia gekom, en die woord van die Here het tot Jesaja gekom, Esegiel gekom, Hosea gekom. Dis 'n herhalende frase, en wat baie interessant is, hierdie frase het ek agtergekom in baie van my studies van die Ou Testamentiese profete, was God se reaksie gewoonlik op 'n krisis. Iets was nie reg nie, iets het fout geloop, en dan kom die woord van die Here tot sy boodskapper, en dan bring hy hierdie boodskap. En dit was ook nie anders in die geval van Jona nie. Jona was
'n profeet. Kom ons sê 'n bietjie meer van die profete. Wie was hulle? Hulle was boodskappers van God, wat tussen die mense geleef het. Daar's vandag hierdie tradisie dat profete, hierdie ouens is wat met 'n vliegtuig invlieg, na 'n gemeente toe, kom hy daar aan, hy het so fancy suit aan, sulke skerp puntskoene, das, blom, sakdoek, dan loop hy ook met 'n mikrofoon so, hy hou hom so, nooit so nie, is altyd hier. En dan preek hy, en dan profeteer hy babies vir almal, en hy profeteer geld vir almal, en hulle besighede gaan floreer, dan klim hy terug op sy vliegtuig, en hy vlieg weg. The prophet was among us. Ooh. Die Ou Testament profete was glad nie dit nie. Hulle was mense wat tussen die volk geleef het. Hulle het die pyn ervaar wat die volk ervaar het. Hulle het die nood ervaar wat die volk ervaar het. En dan het God vir hulle binne in hierdie realiteit Dawar Jahwe gegee. Dawar Jahwe kom toevallig 225 keer in die Ou Testament voor en is gewoonlik in die profetiese materiaal. Die woord kom na hierdie profete toe binne in hierdie realiteit. Kom ons trek gou vinnig net 'n lyn. Leef ons in 'n realiteit elke dag? Ja. Kan God se woord na ons toe kom? Ja. Is ons profeties dan? Ja. 'n gemeente, leef 'n gemeente in 'n realiteit? Ja. Kom sy woord na ons toe en ons voel dit is wat ons as gemeente moet doen? Ja. Bring ons daai boodskap? Meeste van die tyd, ja. Ons is profeties. En ek sê altyd, profete was nooit hierdie ouens wat met 'n kristalbal gesit het en sê, dit is hoe die toekoms gaan lyk. As jy die profetiese materiaal so lees, lees jy dit verkeerd. Hulle was nie hierdie ouens wat in 'n kristalbal gekyk en sê, dit gaan gebeur nie. Hulle het die realiteit gesien en God se woord het binne in daai realiteit na hulle toe gekom en dan sê hulle die volgende, verander julle lewe, dan gaan dit beter gaan, hou aan op hierdie verkeerde pad, dan gaan julle boude brand. Gereeld gebeur, en dis hoekom na die hele doom en gloom is wat ons baie keer praat van die profete, is die volk wat nie wou luister nie. Maar wanneer die volk geluister het hierdie profetiese woorde vir hulle nuwe moontlikhede geskep. Dit was letterlik 'n verbeelding van die toekoms. Daarom sê ek altyd, die profete, they weren't foretellers of the future, they were forthtelling the future. Is dit nie wat leiers doen nie? 'n Leier sê, ons is in 'n situasie, ons hou nie hiervan nie, ons moet na 'n beter plek toe beweeg. Julle as gemeente en as leierskap het gesê, ons is op 'n sekere plek waar ons kerk hou, kom ons droom groter, kom ons gaan verder. Dis profeties. En dan skep jy letterlik die toekoms. Jy skep 'n kerk hier binne. Jy skep voete wat hier instap, mense wat hier so is. En dis in essensie wat die profete is. En hulle het, daai laaste sinnetjie daar, dis belangrik. Die profete het nogal baie met digkuns gekommunikeer. As jy hulle in die Hebreëus lees, dan kom jy agter dat 80% van die profete korpus met ander woorde die liggaam van hulle werk, 80% daarvan is poetry. Hulle was digters. Hoekom? Hulle moes op so 'n manier kommunikeer dat die mense dit kan onthou. Is julle nog wakker? OK. Hier's van julle wat beklei om wakker te bly. Maar so hulle digkuns gebruik, hulle het baie metafore gebruik. Hoe sal ons ooit Esegiel se metafoor van die vallei met die droë bene vergeet en die dooie beendere nie? Dit is metafore wat hulle gebruik. En baie keer was hulle lewe ook 'n metafoor. Byvoorbeeld die profeet Hosea, God sê vir hom, gaan trou met 'n slegte vrou, wat ontrou aan jou gaan wees, sodat jou lewe kan vertel hoe ontrou die volk van die Here aan God is. Gelukkig gaan die Here nie vir ons sulke goed vandag vra nie, maar hulle lewens was 'n metafoor. En die storie van Jona het nie baie profesie wat hy gee nie, inteendeel 8 woorde. Sy profesie is 8 woorde in die hele boek. Verder lees jy die storie van Jona, maar sy storie is sy boodskap. En dis waarby ons gaan stil staan as spreekspan vir die volgende 4 weke. Die res van die predikers gaan regstel wat ek verkeerd gedoen het vanoggend. Maar ons gaan min of meer kyk na God se opdrag in jou lewe. Dis van die hooftemas uit die storie. God se liefde vir kerkloos en kerklos mense. En dan ook ons reaksie op hierdie liefde. Hoe reageer ons hierop? Om ook lief te wees vir die mense wat God lief is. Goed, kom ons gaan na God se opdrag toe vanoggend. Ek wil net 3
vinnige opmerkings maak oor Jona. Kom ons lees saam vanaf vers 1. Die woord van die Here, Davar Jahwe, het tot Jona seun van Amittai gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis toe te vlug, weg van die Here af. Jona is af Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsis toe. Hy het vir die reis betaal en aan boord gegaan en saam met die bemanning Tarsis toe gegaan, weg van die Here af. 2 keer weg van die Here af. Interessant ook as jy in die boek Jona lees, daar's baie keer die woord af. Hy het afgegaan na Joppe toe. Hy het afgegaan en in die boot geslaap. Hy het afgegaan in die water in. Hy het afgegaan in die vis in. Dis half jou lewe wat net afgaan as jy nie gehoorsaam is nie. Baie interessant. Gaan nie daaroor praat nie. Ek dink die eerste gedagte wat ek wil by jou los is dat God se opdrag daag ons uit. Niemand het ooit gesê dat God in die besigheid is van ons geestelike gerief nie. Maar op een of ander rede dink ons wanneer ons die Here dien en hom volg, sy hoofdoel is om ons paaie vir ons net mooi uit te sorteer, om vir ons die binnebaan tot die lewe te gee. Maar ek het al baie gelees, hulle sê God stel meer belang in my en jou geestelike groei as in ons gemak. So baie keer die uitdaging wat na jou toe kom van God af, gaan jou uitdaag. Dis nie maklik nie. Dit daag ons uit. En ek dink julle almal het al so 'n storie van God se woord na jou toe gekom het, of sy opdrag, of hierdie bewuswording, of iemand het jou gechallenge en jy besef net, hy daag my uit. Kyk, die mens of beskawing, sy hele pad, so ver soos wat die mens nog kom, was om te beweeg vanuit ongemak na gemak toe. Dis nie lekker om buite te slaap nie, kom ons gaan slaap in 'n grot. Dis nie lekker om rou vleis te eet nie, kom ons maak dit gaar op 'n vuur. Dit raak gemakliker. Die rots is 'n bietjie hard waarop slaap, kom ons kry vir ons 'n matras, ons slaap op 'n matras. Tegnologie, alles is om ons lewe gemakliker te maak, daarom ons as mense het heeltyd hierdie grype na gemak. En as jy enigstens middelklas is, kan ek vir jou nou sê, jou lewe is ingerig rondom gemak. Jy's moeg vir beerdkrag, wat doen jy? Jy sit solar in. Jy's gemakliker. Jy is moeg vir stap, jy koop vir jou kar. Jou vrou sê na 3 jaar, sy's nou moeg om werk toe te stap, jy koop vir haar tog dan nou maar 'n kar. En so beweeg ons al hoe meer na gemak toe. En die oomblik wanneer ons ongemaklik is, hou ons nie daarvan nie, maar hier's die waarheid, wat ek in baie jare, wat ek ook Jesus probeer volg, agtergekom het. Gereeld daag hy my uit na 'n plek van ongemak toe. Kom ons kyk weer na die teks. Hy sê, die Here sê vir hom, gaan na die groot stad Ninive. Baie belangrik, Ninive. En gaan vertel vir die stad, hoe sleg hy is. Hoe stout hulle is. Eerstens, Jona is 'n Israeliet. Ninive is die hoofstad van die Assiriese ryk. Nou in die jaar 700, min of meer 911 tot 609, het Assirië net al hoe sterker, 609 voor Christus, het Assirië al hoe sterker geword as 'n wêreldmag. Hulle bereik hulle kruin hier van 730 voor Christus tot en met 712, 13 voor Christus. Die magtigste ryk wat ooit bestaan het. En hulle word so groot en magtig as gevolg van hulle militêre mag. Hulle militêre mag. Dit was die wreedste nasie wat nog ooit geleef het. Hulle het stede ingeneem, vroue verkragt, kinders doodgemaak, mans in ballingskap weggevoer. So is die Noordryk Israel in 721 voor Christus weggevoer in ballingskap. Klomp mense is doodgemaak. Hulle was so wreed dat as hulle 'n stad ingeneem het, het hulle die leierskap van die stad onthoof en hulle koppe op spiese gesit, dan ry hulle met perde na die volgende stad toe, plan dit buite die stad en sê vir hulle, julle het 'n keuse, of julle gee oor, of julle koppe gaan na die volgende stad toe. Jona
is so gemaklik. En nou sê die Here vir hom, Jona, ek het 'n klein versoekie vir jou. Gaan na die wreedste stad in die wêreld toe en sê vir hulle is verkeerd. Dis soos om vir 'n Jood te vra in 1939, gaan Berlyn toe en sê vir die Nazis en vir Hitler, sê jy wil 'n audience met Hitler nou hê en jy gaan nou vir hom sê hoe sleg is hy. Dit sal jou laaste sê wees. Dit sal jou laaste audience wees. Geen wonder. Ek kry Jona, ek verstaan heeltemal. Geen wonder, in plaas van, noordoos van waar hy is, gaan hy suidwes, na Tarsus, teenoorgestelde rigting. Was jy al daar, wat jy net voel, ek gaan teenoorgestelde rigting. En dis die uitdaging wat baie keer na ons toe kom, die Here daag jou uit. En is nie altyd maklik nie. En weet jy wat doen ons? Ons vlug weg. Ander kant. Interessant, hy gaan na Tarsus toe. Nou Tarsus is nie dieselfde Tarsus wat ons van Paulus lees. Hy was op pad Tarsus toe hy die Here gevind het nie. Dis 'n ander Tarsus. Maar hierdie Tarsus lees jy nogal baie van in die Ou Testament. Dit was 'n bekende plek waar daar baie goud was. En daar was gereeld skepe op pad Tarsus toe om vir mense soontoe te vat op soek na 'n nuwe lewe. Ek lees vir julle 'n paar tekste. Hy sê Tarsus is vir jou handel gedryf, want jy het baie te verruil gehad. Hulle het jou handelsware verruil vir silwer, yster, tin en lood. Tarsus skepe het jou goedere op handelstogte te voer. Jy het ryk geword en baie mag gekry op die diepsee. Dan praat hy in Jeremia van die silwerbeslag van Tarsus. So, het lyk vir my Tarsus was hierdie utopiese plek om heen te gaan. Heilbemannings van die skepe wat op pad is Tarsus toe, van die stad waarvan jy afhanklik was, is verwoes. So, uit hierdie kan jy agterkom, dit was 'n bestemming. Dit was 'n plek waarin jy kon gaan as jy op 'n boot klim op pad Tarsus toe, daar's moontlikhede vir jou. Maar as jy uit die wil van die Here is daar nie moontlikhede vir jou nie. My vraag is, God se opdrag kom na jou toe. Wat is jou Tarsus skepe? Wat is daai ding wat jy voel, ek gaan eerder dit doen? Wat is jou wegvlug? Wat is jou stokperdjie? Wat is jou verskoning om nie daai opdrag van die Here te doen nie? Om nie gehoorsaam te wees nie. Dalk is dit, die Here praat met jou oor jou finansies, maar jy kies eerder 'n ander pad. Interessant, Jona betaal om ongehoorsaam te wees. Hy betaal die volle fooi, Tarsus toe. Hy het nooit daar uitgekom nie, soos julle storie weet, hy het laat, halfpad het hy hom oorboord gegooi, en 'n vis vat hom toe weer al die pad terug. Hier sit hy in die vis, toe hy wakker word, hier sy weer waar hy was. En baie keer kan ons so in ons lewe tyd mors deur ongehoorsaam te wees aan die Here. En dan, nadat die vis hom daar op die wal uitsit, dan lees ons weer Davar Jahwe. En die woord van die Here het weer tot Jona gekom. God wil baie graag ons gehoorsaamheid hê. Maar ons gee dit nogal baie moeilik. Ek sal nooit vergeet, ek het groot geword in 'n dorp met die naam Dispatch in die Oos-Kaap. En ja, ek was saam met Rassie Erasmus op skool, ons het saam rugby en cricket gespeel. En as jy wil die siege van Dispatch verstaan, ek sê altyd, dis 'n drinkersdorpie met 'n rugby probleem. Dis waar ek groot geword. Maar Rassie het nou 'n podcast en hy het nou die dag met Dani Gerber 'n onderhoud gehad. En hulle het geweier om in Engels te praat, want dispatchers kan nie lekker Engels praat nie. Maar as jy wil ons siege verstaan van hoe ons groot geword het op Dispatch, kyk daai podcast, jy gaan alles verstaan en beter verstaan. Maar ek onthou, ek het hierso toe ek in graad 11 was, 17 jaar oud, toe draai die Here my lewe heeltemal om en hy verander my. En waar ek 'n sekere beroep wou volg, het ek net hierdie bewustheid gehad van, ek moet voltyds 'n predikant word. Op Dispatch weet jy nie eens waar is universiteite, waar gaan studie, hoe maak jy? En nou gaan praat ek met my predikant, hy sê nee, jy moet Joburg toe. Ek vra, waar is Johannesburg? Nou laai my pa my op 'n trein, land daar op parkstasie,
dis die laat 80s, 1989, land daar op Parkstasie, en 'n familielid wat ek nog nooit geken het, tel my op, laai my by 'n koshuis af, en maandag daag ons nou op, daar waar ons nou gaan klas kry. Maar nou het hulle bid hier die oggend. En al die eerstejaars is daar, en 'n finale jaar het die bid hier kom lei. Maar nou weet jy mos nou hoe dit nou is as eerstejaars saam is, jy wil nou kyk, wie veral by die engeltjie fabriek waar ek gestudeer het. Hulle maak engeltjies daar. Soos die ouetjies daar, die derdejaars se vlerke het al begin uitkom. Hulle het sulke mooi vlerke, en aan die finale jaars het hulle soos geerips wat daar staan. En ek onthou, ek sit daar, en nou is ek eerste jaar van dispatch af. Ek is 3 keer amper deur 'n kar raak gery, op pad soontoe. Want ons verskriklik baie karre in Johannesburg. Op dispatch is daar nie karre nie, jy weet, min. In elk geval, ek land daar in een stuk, nou sit ons daar, nou sing ons saam. Hoor jy toe ons begin sing, toe is hier mense met stemme hier langs my, né? Ek kyk so op na hulle en om, en wow. Hulle sing so mooi, en hulle aanbid ook so mooi, weet hulle, hy hande is so mooi, en jy kan sien die knoppies op die rug, waar die vlerkies begin uitkom, is al reeds gevorm. En daar is niks by my nie. Toe ons klaar is, toe sê hulle, sit nou 'n bietjie. Toe sê, wil julle ons nie vertel hoe dit gebeur het? Vertel ons van julle roeping. Die een ou sê, hy was een aand in 'n stadsaal. Daar was 600 mense in die stadsaal. En die prediker staan toe op en sê, daai man daar heel agter, in die agterste ry, staan op. Hy sê, en hy staan op. Hy sê, die Here roep jou om 'n predikant te word. En ek sit, wow. Wie hoe voel 'n moesie? Ek moes hier gewees het. Want ek het nie so 'n storie nie. Die ander sê, hy was op sy knieë een dag. Toe gaan die Bybel op by Handelinge 9 of 10, wat die Here vir Ananias stuur om Paulus te gaan voorbid wat blind is. En Ananias wil nie gaan nie, en die Here sê vir hom, jy moet gaan na hom toe, want hy is my uitverkore werktuig. En in daai oomblik weet ek moet 'n predikant word. Wow, ek het nie eens 'n vers nie. Die ander ou sê, 'n engel het aan hom verskyn. 'n Engel. Die grootste storie, een ou sê hy het geboer, en sy een landery het afgebrand. Toe hol hy uit, toe gaan staan hy by die landery, toe sê, Here, ek sal nou 'n predikant word. Ek luister. En ek dink vir myself, ek het nie so 'n storie nie, maar ek het regtig iets gehoor. En hier sit ek, 'n moesie, in Johannesburg, ver van my drinkersdorpie af, met sy rugby probleem. Maar weet jy wat, in daai tyd, het die volgende ding net vir my waar geword. Sukses is small steps of obedience in the same direction every day. Om net gehoorsaam te wees vir die volgende stap. En ek sluit af met hierdie. As jy gaan luister, gaan jy verbaas staan oor wat God doen. As jy die boot uit gaan klim, soos Petrus, en loop, gaan jy verbaas staan wat God in jou lewe gaan doen, gaan hierdie gemeente verbaas staan wat die Here gaan doen. Want die Here beveel hom toe weer om na Ninive toe te gaan, want die Here se plan het nie verander nie. Ons vat soms die lang pad, maar die interessante is, die oomblik toe hy gehoorsaam is, toe gee hy die kortste preek in mense jeugenis. In 'n stad met 120.000 mense kom tot bekering, die Bybel sê, selfs die diere ook. Kan lees, dit staan in Jona. So as jy baie lief is vir diere en wil wonder of daar 'n dierehemel is, ek weet nie, dis dalk jou teks. Maar die oomblik toe hy gehoorsaam is, preek hy 8 woorde. Jona het die stad ingegaan, 'n dag lank daar rondgestap, en toe roep hy nog net 40 dae, en Ninive sal verwoes word. Gevaarlike boodskap. Maar die hele stad kom tot inkeer. Die oomblik as jy gehoorsaam is. God se opdrag kom na jou toe, in jou lewe, in hierdie gemeente se lewe, en hy daag
jou uit. Small steps of obedience in the same direction. En 32 jaar later, sedert ek 'n moesie gevoel het, ervaar ek dat die Here my gebruik en op platform sit, wat ek nooit gedink het, ek sal wees nie. Net omdat ek gesê het, hier is ek, Here, stuur my, gebruik my, al is ek 'n krompstok, slaan 'n reguit lyn. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u woord hierdie spieël is waarin ons onsself kan sien, maar dat die woord ook 'n uitnodiging is na 'n ander tipe lewe. 'n Lewe van gehoorsaamheid. Here, ons as mens leef in 'n wêreld waar u hierdie wêreld so liefhet en u nooi ons en sê word my medewerkers. En ons wil net gehoorsaam wees. Ek bid in hierdie oomblik vir elke persoon. Miskien is daar gesprekke wat iemand moet hê, maar hulle is ongehoorsaam. Miskien is daar gewoontes wat aangespreek moet word, maar hulle is ongehoorsaam. Miskien is daar 'n opdrag oor sommige lewens om betrokke te raak, om meer te gee, om meer te doen, maar ons is ongehoorsaam. Miskien is daar berading wat gehê moet word. Vergifnis wat gegee moet word of vergifnis wat gevra moet word. Wat dit ook al is, Here, ek wil bid dat u ons die moed sal gee en die durf sal gee om gehoorsaam aan u opdrag in ons lewe te wees. En dan bid ek vir hierdie gemeente. Mag julle regtig seën en mag hierdie gemeente nog meer van krag tot krag gaan. Seën hulle leierskap, seën hulle besluitneming, mag hulle 'n profetiese stem wees hier waar hulle geplaas is. Ek bid dit in Jesus naam. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons elkeen sal wees, tot ons weer op watter manier ook al by mekaar kom. En almal sê saam, Amen. Baie dankie, ons kan lekker koffie gaan saam drink.